Tropiese eiland, alleen in die stilte, hoor Johannes' stem, soos 'n bassein agterom. Wat nou? Waar het hy nou gestop? Ek het hom nie gestop. Hy draai om en sien die seun van die mens in heerlikheid, met oë soos vuur Daar gebeur dit weer. en 'n stem soos baie waters. Johannes was verbaan en alleen op die eiland by die see, maar God se stem breek deur die nag en roep hom nader meer. Prys die Here. Hy sien die Here in heerlikheid, met lig rondom sy kleed, die Alfa en die Omega, wat alles sien en weet. Geen ketting hou die woord terug, geen eiland sluit God uit. As Christus in sy glorie spreek, word hemelpoorte wyd. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die kerk in God se hand, die lampe wat moet skyn. Jesus roep tot liefde terug, waar harte koud verdwyn. Hy waarsku teen die lauwe hart, teen trots en valse skyn. Maar aan die een wat oorwin, gee hy lewe sonder pyn. Wie ore het, moet luister, waar die Gees aan die gemeente sê. Bly getrou deur donker dae, die kroon van lewe wag vir jou. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning tot in ewigheid. Openbaring, hemelstem, God se plan word oopgevou. Oordeel kom, oorwinning kom, en alles word weer nuut. Hy sien die troon van God in glans, die hemel buig en sing. Die ouderlinge lê al kroning neer, voor hom wat alles bring. Heilig, 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 roep die hemel sonder ophou. Waardig is die lam van God, wat verlos het deur sy bloed. Heilig, heilig, waardig, waardig, die lam regeer. Die seels word oopgemaak, die aarde voel die uur. Die oordeel van die heilige God brand regverdig soos 'n vuur. Maar bo die storm staan Christus vas, die lam wat oorwin het. Hy lei sy volk deur elke nag, hy is getrou en sterk. Ek sien die donker wêreld val, ek sien die leeu'n breek, ek sien die koning op sy troon, wat oordeel bring en spreek. Ek sien die nuwe môre kom, waar trane weg sal wees. Ek sien die stad van God neerdal, vol lewe, lig en vrede. Openbaring, heilige lig, Christus leef in majesteit. Hy was, hy is, hy kom weer, koning
Christus kom, elke oog sal hom aanskou. God maak niet, hy bly ewiglik getrou. Johannes sien, die einde is nie donker nie. Die lam oorwin, die koning kom. Geen dood, geen traan, geen nag meer nie. Jesus sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Goeienaand, daar sê Yvonne, goeienaand, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry vir deel van die program. Goeienaand Eddie, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel deel van die program, prys die Here. Isabella, prys die Here, halleluja. Goeienaand, welkom jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry vir deel van die program. Yvonne, ek het jou gegroet, maar nou groet ek jou weer. Goeienaand, welkom julle, almal hier so by Kom Saam. Wil deel, wil net deel van die program man, prys die Here, iewers moet ek begin, prys die Here. Mense ja, ek was so 'n bietjie laat die internet, so 'n bietjie vasgehaak, maar ons is op. So ja, nou is ons hier, ons is nou hier. Kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Here Vader, ons sê vanaand dankie Here dat ons weer kan getuig van die goedheid, van die guns, van die genade, van die liefde, van die vrede, van die barmhartigheid. Here, seën hierdie getuienis vanaand, Here, laat dit wees Here tot stigtend vir hulle wat dit nodig het, Here, laat dit inspireerd sal wees, laat dit opbouend sal wees, Here, en ons bid, Here, dat hulle antwoorde sal kry, en ook nader aan U sal kom, en ook 'n verhouding met U sal hê. O Here, ons bid vanaand in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Seën hierdie getuienis, Here, laat dit wees tot eer en verheerliking van U heilige naam, in Jesus naam. Here, en dankie, dat ons weer eens van die goedheid en die guns kan getuig in Jesus naam. Amen. En prys die Here. Halleluja. O, ek is sky high. Mense, amper speel ek die Onse Vader in plaas van die Kom Saam. Ons gloria, kom nou saam, kom saam, Facebook. Halleluja. Kyk net onder Pastor Ewald, dit alles. En jy kry die Kom Saam program. Groei, halleluja, ons wacht Net vir jou, halleluja. Ons loof, prys en aanbid die Here Jesus, koning vir Altyd, halleluja. Kom Saam, hou niks terug. Hy vul ons harte met vreugde en krag. Hy is waardig, hy gee, aan hom behoort die lof en eer. Kom met blydskap, kom met sang, ons aanbid hom, ons lewe lang. Ons nooi jou, kom nou saam na, kom saam op Facebook. Kyk net onder Pastor Ewald, dit alles. En jy kry 20 gemaak het, die 20. Gloria, halleluja, ons wacht Net vir jou, halleluja. Prys die Here, kom ons, dit is lekker aan. ons loof, prys en aanbid die Here Jesus, koning Vir altyd, halleluja. kom Nou saam, hou niks terug.
met vreugde en krag. Ons lof en prys die Here Jesus. Glorie, halleluja. Kom saam op die kom, saam platform waar harte brand in Jesus se naam. Die Heilige Gees beweeg met krag. Hy raak ons aan, dag na dag. Kom net vinnig saam en sien, Jesus leef, hy regeer vir ewig. Kom saam net saam, kom net vinnig ons saam. Dinsdag aan bid ons vir die siekes, ons glo die Here hoor elke gebed. Woensdag aan bring ons lof en aanbidding, met blye harte verheerlik ons hom. Donderdag aan hoor ons getuienisse van God se goedheid en sy groot genade. Vrydag aan vier ons sy trou en liefde, want Jesus dra ons elke dag. Klaar, halleluja, maar ek is nog nie klaar nie. Maar kom kies nog 'n lied of twee. Maar ons sê dankie aan Pastoor De Waard en Louisa, alles wat alles moontlik maak vir kom saam. Amen en amen en amen. Goeienaand Bexie, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam vol vir die deel van die program. Kom net vandag saam. En daar kom Kotie ook op. Goeienaand Kotie, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam vol vir die deel van die program. Prys die Here. Mense, julle moet nou vasbyt. Ek gaan net gou my selfoon kyk. Hey, prys die Here. Halleluja. Amen. Ek het vergeet man, ek moet die WhatsApp mense ook. Hallo Shirley, goed en jy? Ek moet vir die WhatsApp mense delete myself na daar agter. Hey. Nou moet ek nogal net eers kyk of die tannie nie is nie. Nou moes ek nogal gehol het, maar jy moet nie vir sy gebruik uit taal nie. Sy gaan my kap. Sou nie daarvan ek moet so lelik praat nie. Maar sy weet nie daarvan nie. Ok, man, ek het net gehardloop. Daar is hy, en goeienaand aan die mense op die WhatsApp ook. Welkom hier so by die getuienisaand, waar ons vanaand weer getuig. Ek is Dewald Edward Allers, en ek doen dit ook hier so live op die Facebookblad, so, en as julle dalk gemis het, en Facebook gee my net 30 dae, en julle soek nog van die getuienis, kan julle gaan kyk op YouTube, onder my naam. Al die getuienisse van die laaste 2 jaar is daar gelaai, elke donderdag aand sinne word gelaai, so prys die Here. Amen. Daar is hy, nou is ons wakker. Prys die Here, nou is ons by. Nou is ek ook by. Mense, verlede week het ek nou gepraat, waar ek daar op die stoep gesit het, en vir die manne nou, die vrou het my gevra, en toe moet ek dan met hulle deel. En nou, ek gaan net so paar dingetjies gou gaan noem daarvan, en dan gaan ons nou oor na vanaand se getuienis toe. En toe ek daar, sy my gevra, hoe dit gebeur dat ek Jesus in my lewe gekry het, en ek het al vertel, en die pad waarmee ek begin stap het, en toe dit gebeur dat ek ook vir hulle sê, luister hier, ek het 'n tweede kans by God gekry. Dis nie net 'n kans nie, dit is deur sy genade, deur sy liefde. Maar die grootste van alles is, om later te besef, die gemorsbaar wat ek was, ek was useless, ek was 'n dronkaard, ek was 'n nobody, ek was 'n washout. Dit het nie gebeur van groot staaf nie, dit gebeur soms van kleinste, want die polisie moes my op skool toe vat.
Op sekere plekke moes hulle my vasboei aan die tafel wat ek loop huis toe. So ja, verstaan, dit is die gemors wat ek was en nou besef ek maar die Here gee my 'n tweede kans en nou het hy iemand lief soos ek. So as die Here my kan lief hê, kan hy enige iemand lief hê. Daar was nie 'n groter skarminkel as ek gewees nie. So en om te weet wat vanmiddag toe ek nou net so vlugtig weer hier deurlees, toe besef ek my Here, dis waar wat die woord sê. Die woord sê daarso, hulle het hom beskuldig as iemand wat tussen die dronkaards was. Iemand wat tussen die nobodies, die washouts gaan sit het. En jy weet, dis awesome om te weet, ons het 'n God wat aan ons belangstel wanneer ons daar is. Hy soek nie 'n perfect nie. Hy soek daai washout, hy soek daardie nobody, daardie platgeslaan, daai wat op die ashoop sit. En jy weet, en as die Here jou optel, wat gebeur het toe die Here my begin optel, toe begin ek nou afhanklik raak van hom. Ek raak afhanklik van sy gees, ek raak afhanklik van sy woord wat hy spreek, maar ek is ook baie afhanklik van sy leiding. Baie van my dinge in my dag en selfs my gebed, die dinge wat ek doen, dinge wat ek is ek afhanklik van die Here. 'n Mens sal dit nie sê nie, maar ek is werklik afhanklik. Baie keer moet ek gaan stil sit of en dan sal die Here vir my sê, doen daai dinge of doen daai dinge. Louisa sal ook vir julle sê, ek is baie afhanklik van die Here se leiding. Eddie sal ook vir julle sê, ek kan nie 'n preek uitwerk nie. Die boodskappe wat ek sonnaandoggende preek, ek kan dit nie uitwerk nie. As ek op die kansel klim sonnaandoggend, kan ek die boodskap. En dis die boodskap wat ek uitlewer. En dit is 'n boodskap wat ek vooraf beplan het, of ek sê, die Here gee my die teksverse voor die tyd. Maar partykeer dan sê ek, Here, ek wonder hoe pas alles in mekaar aan. Want ek is afhanklik van sy leiding. En soos ek ook afhanklik van sy krag, sy voorsiening, en sy liefde is die grootste van alles. En deur sy liefde weet ek, hy is my hulp. En dit is wat my as mens baie help op die pad wat ek wandel met die Here, is sy liefde. En jy weet, as ek praat van sy liefde, dan praat ek van Jesus Christus, die Seun van God, wat myself lei op die pad, deur sy liefde. En jy weet, en dan besef 'n mens, by die Here is alle dinge moontlik. Daar's 'n liedjie wat ons gesing het in die jare met die Ossewaas, al gaan dit op trane, al gaan dit af trane. Ja, kan ons weet, kan ons vertrou dat Jesus daar is. Die Here is daar. En jy weet, en daar is net sy genade. Prys die Here, en daardeur kan ek die Here net verheerlik, omdat hy 'n mens so lief het. Dit is bonatuurlik, 'n mens sal nie dink dat God iemand lief kan hê wat so 'n washed out was, soos ek nie, of so 'n nobody was. En jy weet, en dit is waar my getuienis baie belangrik is, wanneer ek dit deel met mense is, wanneer ek dit deel, dan hang hulle monde oop, dan verbaas het hulle. Ek is 'n nobody, ek is niemand nie, ek kan nie vir die Here sê, Here, kies my nie. Die Here kies wie hy wil, en wanneer die Here wil hê ek moet getuig, en mense se monde, is dit oor die verbaasenheid, nie oor wat laat dit deweld alles is nie, omdat dit Jesus Christus moet wees, en wat hy met deweld alles doen. Dit is waaroor my getuienis moet gaan. My getuienis is glad nie oor my nie. Ek kan myself nie uit die gemors uit optel nie. Ek kan my glad nie voorsien in daai goed nie. Ek is afhanklik van die Here. En die heelpad was die hand van die Here op my. Annetjie het altyd gesê, as die vinger van die Here op jou druk, jy kan maar spartel, jy kan
Checkers toe gaan, jy kan gaan net waar jy wil, jy kan tot in die see gaan swem. Daai vinger van die Here bly op jou. En as die Here jou wil hê, dan wil hy jou hê. As hy sy keuse gemaak het, kan jy doen wat jy wil. Ek het 3 keer gesê nee, ek het probeer weghardloop, en later was ek spyt daaroor, en tot ek alles verloor het. So ja, ek moes 'n harde pad loop, omdat my eie wysheid, my eie insig, stupid planne was. Maar vandag is ek afhanklik van die Here. Ek is afhanklik van sy goedheid. Hy vul my gedagtes, hy gee my die planne, en ek werk net vir die Here. En so ja, en so is die Here saam met ons. En toe ek nou klaar is, toe ek nou daar sal, en almal se mond hang oop, niemand praat nie, ek is besig met die Here, en ek sê vir die Here, dankie vir die geleentheid. Jay skree vir my, luister, hier kom pak die trailer, dis nie eintlik dat hy wil hê ek met die trailer pak nie, hy wil hê ek moet my tas self kom inpak, dat ek sien my tas is in, maar hy sê dit nie soveel woorde nie. Maar die Here wys ons aan mense gedagtes, en ek gaan laai toe my goed in, ek weet waar is dit. En so ja, tussendeur hoor ek die manne sê, luister jy al 4 uur in pad val, voordat die pad van af Natal toe gaan besig word, en ek sê nee, is reg. So, ek sien daar's klomp sleepbaas, almal word gepak, behalwe die een, maar die een word gehou vir die vleise en die koue goed wat in die yskaste is, wat in die oggendure uitgehaal sal word, en dan daar sal inpak, sodat ons kan afgaan na die plaas toe. So ja, en kyk, ek kan vir julle een ding vertel. Ek het gaan kyk, laat niemand my tas gaan uithaal nie. En ek het dubbel seker gemaak my tas is heel onder. En almal se tas is bo op my tas, sodat as hulle goed uithaal, haal hulle goed uit en hulle los my goed. So ja, so, dit was die wysheid wat ek gekry het. Ek het vir my klere uitgehaal, ek het vir my besluit, ek het 'n checker sakkies aangevat, my wildklere sal ek in checker sakkies sit, so aan die ander kant sal ek dit nou mos in my tas sit as ons daai kant kom. So ek is uitgesort, so ek het alles, so ja. En later, toe ons klaar is by die sleepbaar toe gaan, sit ek nou weer daar by die stoep, en ons hoor so hier en daar praat een van 'n verwagting wat hy het, en hoe hy uitsien na die naweek, en mens besef, laat so 'n naweek spesiaal gaan wees. So ja, ek het gesê dis 'n naweek in Jesus Christus, saam met die Here, en vir die Here, en dit gaan groot wees. Dis 'n naweek wat die Here self gereël het, en dis waarna ek uitsien. Dit het niks gegaan oor wie die aanbieders is en daai mense en goed. Vir my het dit gegaan oor 'n naweek in Jesus. En die grootste van alles is, laat soveel manne op hulle knieë gaan wees voor God se aangesig. En ek wil deel wees. I don't want to miss out. So ja, soos gewoonlik sal ek ook mos nou wil inwees. So ja, en ja, so dis waarna ek uitsien. Dis die begeerte wat ek het. Jy weet, dis net soos wat jy kerk toe gaan. Jy kan nie net kerk toe gaan omdat jy kerk toe wil gaan nie. Jy moet kerk toe gaan omdat daar 'n begeerte is, 'n begeerte in jou hart het, om te sê, Here, ek wil hoor wat sê, Here, ek wil hoor. Wat se gedagtes het jy? Here, wat is die plan vir hierdie dag of vir hierdie week of vir hierdie maand? En 'n mens moet daardie verwagting hê. Ons selfs om te weet, Here, al lyk dinge rof, al lyk dit of dinge nie gaan gebeur nie, weet ek iets plan. So ja, en dit is waar ek ook geleer het in my lewe van die verwagting wat 'n mens moet hê. Dit was die eerste keer in my lewe op hierdie naweek, en daarna het ek selfs elke dag het ek 'n verwagting. In die oggend as ek opstaan, 'n nuwe dag, 'n nuwe oomblik saam met die Here. En om te kon getuig het voor al die mense, in die eerste keer in openbaar oor my verlede, en glo ek, as mens, laat dit wel 'n hoogtepunt in my lewe was, want
Dit was die eerste keer. Op die straat is dit maklik, ek vertel vir een nou, daar was ten minste 10 na 12 na 15 mense, ek nie getel nie. En hulle almal het gesit en luister na die ervaring wat ek het met die walk with Jesus en hoe God werk en hoe die Here deurkom, hoe die Here deur sy liefde antwoord en alles. En ek het nobody is. En hier sit ek tussen hierdie manne. Van hulle is ingenieurs en som van hulle. Weet jy wat? So what? Ek sien bang vir 'n ingenieur nie, man, ek vertel hom van Jesus. Prys die Here. Ek sien bang vir sy geleerdheid nie. Die Here seën mense met geleerdheid. Ek prys die Here vir dit. Maar dit laat my nie minder waardig voel nie. Ek gaan nie. Ek is 'n koningskind. En een ding wat die Here baie sterk gemaak het op die pad, binne in my, was die feit, en Louisa sal met julle sê, ek het 'n bult en was skrik vir niks. So ek wil vir die mense sê, pick up by klip hard, Jesus loves you, en ek wil dit skree, dan doen ek het, en jy weet, en ek is nie bang nie, ek is bang vir niks, ek is bang vir niemand nie. So ja, en dit is wat God in my hart, en hierso, en dis hoekom die Here my op die pad gebruik het, hy het my voorberei, en nou sit ek tussen hierdie manne, en nou het ek met hulle gedeel, en hulle almal se monde hang nou oop. En hoe meer ek vir hulle vertel, maar luister hierso, wat God doen vir my, kan hy doen vir jou. En as die Here my kan antwoord, kan hy jou antwoord. Al wat verskil is tussen my en Moses. Moses het die staf gehad, ek het die Bybel. Okay, en Moses se naam het begin met 'n M en myne het begin met 'n D. So ek is voor hom in die alfabet. So ja, ek was voor Moses. D is voor M, dit is 'n feit. But anyway, en dis het die naam verskil. Ek glo wat die Here vir Moses kan doen, kan hy doen. Wat hy gedoen het vir Elia, kan hy doen vir my. Wat hy gedoen het vir Abraham, Isak en Jakob, kan hy doen vir my. Dit wat hy vir Josua gedoen het, kan hy doen vir my. Dit wat hy vir Petrus hulle gedoen het, is net die name wat verskil. Maar, dis die geloof ook. Hulle het geglo in God. En dis hoekom dit vir my 'n groot uitdaging is om elke dag met die Here te stap, om vas te hou aan die Here, hom te loof, te prys en te eer en te seker te maak elke dag dat ek in sy weë is. En hier waar ek nou hier na die plaas toe gaan, dat ek ook deel gaan wees van hierdie geskiedenis wat gaan plaasvind van hierdie manne. Onthou my gebed het mos gegaan, Here, laat hulle op hulle knieë kom in een aand voor U. Here, en laat almal hulle hande in die lug opsteek tot eer en verheerliking. En dit was iets wat in my hart gekweek het. Ek het nie ge-worry wat daai naweek gaan gebeur. Ek het ge-worry om hulle knie te buig. So buig voor die Here man. En die aangesig van die Here te soek. En dis hoekom ek wil saamgaan, dis hoekom ek wil deel wees, en dis waarna ek uitsien, want ek sien uit na daardie touch van die Heilige Gees, daardie, ek probeer hier op die woord kom, ek kry nie die woord nie, kom ek verduidelik het so, dis 'n touch van die Holy Spirit, just a touch, maar dit is 'n touch wat brandend is, om te sê, Here, I want to connect with you. Here, Here, ons is buig in U naam, en al hierdie manne buig saam, nie laat iemand gaan sê buig nie, hulle gaan buig in die teenwoordigheid van die Here, en dit is wat, waarna ek hanker, en die ander ding is wat ook vir my, saam met dit was om te sê, Here, hulle is weg van hulle huise af, hulle is weg van alles af, besighede en alles, en hulle gaan 24 uur per dag in die teenwoordigheid wees. And that was the burning, that was a flame in my heart. Daardie was soos 'n vuur in my hart, 'n verlange, 'n drang hier binne my hart, waarna gesmag het, om daarvan deel te kan wees.
Nou ja, en soos ons nou toe op die ouend die oggend, het ons nou gepak en ons het nou als in die karre, ons het 'n kar en daar's nog karre en daar's 'n bakkie en ek weet nie hoeveel karre nog agter die bakkie nie. Ek het nou nie almal gesit en tel en gekyk of hulle lisensie het nie, so ek weet nie, maar daar was 'n klompie, dit was 'n groot konfyt. Amper sê konfyt. 'n groot, okay man, dit was 'n lyn van karre. Okay, so ek maak myself nie de mekaar. But anyway, wow, Here, dankie Here. Maar, en ons is toe daar weg, en nou ry ons. Nou wat interessant is, as God die naweek vir my gereël het, maak God ook seker, hy weet ons het vroeg opgestaan. Luister nou wat ek vir jou sê. Hy weet, ons het nie geëet daai oggend en al sien, nou ry ons op die pad. Ons stop op een plek, almal klim uit, dan loop hulle draaie, en toe hulle nou almal terug is in die karre, ons nog nie eers 10 minute weggery van die een garage af nie. Julle almal ken daarby, wat is hy, van Renenspas. Daar's mos so elke 20 of 30 of 50 kilos is daar mos 'n garage, so op mekaar. So gelukkig is dit toe daarso. En een van die manne in die bakkie bel en hy sê, luister hierso, hy begin honger raak. En hulle sê nee, okay, hier kom nou 'n garage op, ek kan nie onthou wat se tipe garage was. Al wat ek weet, daar was 'n Wimpy. Dis al wat ek weet. Kyk, die garage maak nie saak nie, want ek het nie petrol gegooi nie, maar om te geëet het, te geweet, ons eet by die Wimpy. So ja, die Wimpy sal ek nooit vergeet nie, ons het by die Wimpy gaan sit. En nou moet jy besef, nou sit ek tussen al hierdie manne, en ek is 'n nobody van die straat af, ek werk op die straat, ek bedien mense op die straat, bid vir die mense, ek vertel vir hulle, luister, ek kom by die kruis uit, waar is Jesus in jou lewe, en ek lei hulle na die kruis toe, en nou sit ek tussen hierdie manne, en nou sê ek, Here, maar u weet ek het nie geld nie, ek sit tussen hierdie manne, ek kan nie bestel en goed nie, en die een man wat my genooi het, sê, nee man, hy betaal die rekening, hy sal vir almal koop en goed. Okay, dis net nadat ek met die Here praat, maar ek het nou so saggies gepraat, dat niemand my hoor nie. En toe besef ek, maar hierdie ete is deur God gereël. En hierdie is 'n bederf uit die hemel uit. Dis nie net 'n ete nie. Dis God's favor on my life. Hoe hy my bederf, hy treat my met 'n ete. En die ete wat ons geëet het, was nie die goedkoopste op die menu nie. En glo vir my, dit het 'n paar rand gekos. En dit was 'n ordentlike ete. Vir 'n man van my size, vir ons groot manne is dit 'n ordentlike ete. Ons mors nie kos nie. So ja, en ons vat ook nie doggy bags. So nou verstaan julle, so dis 'n lekker bord kos. So ja, en dan besef 'n mens, mag God bederf jou. Dit maak nie saak oor die prys nie, maak nie saak wat jy het nie. Ek het nie eers geld in my beursie gehad nie, en ek het nie eers 'n beursie daai tyd gehad nie, so by the way. En nou eet ek die beste kos, en iemand betaal daarvoor. Daai persoon, dis nie net iemand nie, dis uit God se hand uit. God betaal my bederfie. En dit is God wat dit vir my gegee het. En dan besef 'n mens eintlik hoe goed God is. Hy het beplan dat die mense my kom optel. Hulle moet my slaapplek gee vir daai aand. Hulle moet my afvat na Natal toe. Hulle moet my kos koop langs die pad. Ek word bederf. Ja, mense, en dan treat die Here jou met snacks en met die etes en goed. Alles waarmee afgaan. Hulle moet my nog gaan voer daar onder ook, en hulle moet my slaapplek gee, en hulle moet vir my kos koop, en hulle moet die kaartjie betaal, en hulle my nog terugbring ook. En dit is God. Dit is die God wat ek dien, die God van Abraham, Isak en Jakob. En daarom kan ek vir jou sê, ek leef uit God
saamtyd. En God se beursie is nie leeg nie. Mense kom ek sê vir jou, God bederf 'n mens. Dis nie die eerste keer wat die Here my bederf het, en dit was ook nie die laaste keer nie. Tot vandag toe word ek bederf. Ek was nou, verlede maand, het iemand ons ook bederf. So 'n lekker naweek gehad met baie sweets en wors en alles, so ja, prys die Here, so ja, dit is God wat ons bederf het. Vir my en vir Louisa. Maar wat amazing is, dat 'n mens dit nie moet sien dat dit van iemand afkom nie, maar laat dit van God afkom. Laat dit God is wat die plan gehad het, die gedagte gehad het, wat die bederf idee het om jou te bederf, want jy is die oogappel, jy is sy oogappel. En dit is hoe God vir my is in my lewe, en dit is wie God is in my lewe, en dis hoekom ek so afhanklik is van die Here. En so ja, toe ons nou klaar geëet het, en hulle het nou die rekening betaal, ek het buite gaan staan, soos 'n groot meneer, ek het nie probleme nie, ek het nie sorges nie, en ek het daar buite gestaan en wag vir hulle, en toe hulle nou nader klim ons in die kar en ons ry weg. Nou ek gaan nie baie praat oor wat gebeur het daar op die plaas nie, maar wat amazing is net die gedagte op pad soontoe, almal se verwagting, hoe hulle praat en goed, en 'n mens weet nie wat om eintlik te verwag in so 'n naweek nie. Maar wat lekker was die gedagte gewees om so 10 kilometers voordat ons die plaas kry, bordjies te sien, dat daar so gemerk is. Nou ja, as jy 'n kaartjie gekoop het, het hy vir jou gesê, jy's in die rooi kamp, die blou kamp, die geel kamp, of waar ook al, en hierdie ouens het al die kaartjies gekoop, almal in die, daar was blou, geel, groen en rooi kamp gewees, en die ouens het almal gekoop in een van hierdie kampe. Ek verbeel my, dit was 'n rooi kamp, maar ek is seker nie, maar dit was nou al amper 'n paar jaar terug, dit was nie net gister nie. So, kyk, ek word gereis, so prys die Here. Die Bybel sê, saam met die gerusheid kom die wysheid. Amen. So, dis kom ek vir jou nou leer. En ek onthou die eerste afdraai na die plaas toe, was nie, ons moes nog aangehou ry het. Nou wat nou lekker is, was die feit gewees dat ons verby moet ry, verby hierdie. Maar wat amazing was die dak van die stage wat uitgesteek het. En dit was vir my persoonlik 'n goddelike ding, om 'n rede. Dit deur in die verte is, jy kan niks onder op die stage sien nie, want jy kon nie die stage raak sien, jy kon net die dak sien, wat tussen die heuwels so uitgesteek het. En tussen dit deur, terwyl jy die dak hoor, kan jy klank hoor, maar jy kan nie uitmaak wat hulle sê nie. Soos Eddie sê, jy hoor, maar jy verstaan nie. So dit was een van daai dinge. Eddie, so ja, dit was ver gewees van die pad af. So, en nou wat dit veroorsaak het, is, toe ek die dak gesien het, toe begin daar so hier binne my, so op en af, die bloeddruk so op en af spring. Hy spring rond en bot, maat, kyk, die Bybel sê, hy gaan soos 'n kalwer wees in 'n kraal. Ja, gaan lees daar Malagi, die laaste hoofstuk. En ek het dit beleef, ou maat, hoe my hart so rondspring, en dan besef 'n mens, maar die werklikheid is groter as wat ek besef, is groter, is asemrowend, is eintlik amazing om daar te wees. En ons is toe daarin en goed, by die volgende afdraai, ek weet nie of hoeveel afdraai was daar nie, ek het nie bestuur nie, ek het net saam gery, so ons was net saam, was die program se naam? Kom saam. So ja, ek het maar net saam gegaan, so prys die Here, halleluja.
So dis wel kom saam, kom maar net saam, ja, en wat nou lekker was toe ons daar aankom, laat ons sê die enigste mense was, daar was al reeds mense, maar, wat my hart geroer het, is die feit, toe ek daar aankom, wat ook, deur God, in my hart geplant is, deur God aan my deurgegee is, deur sy leiding na my toe gekom het, deur sy wysheid, sy kennis, sy insig, laat hy vir my sê, luister hierso, maak 'n gebed. En mense, dit is nie net, Here, dankie vir die pad dat ons nou hierso is, en dankie Here dat ons nou veilig gery het, en so nie. Dis nie wat die Here beplan het nie, dis nie wat die Here wil hoor nie, hy weet, hy het jou dan veilig, hy het my daar veilig daar aangebring, hy weet, ek gaan dankbaarheid hê daarvoor, maar dis nie waarvoor hy wil hê nie. Waarvoor hy my die gebed laat doen het, is die feit, dat hy die heerlikheid wil hê, dat hy die eer wil hê. En dit was 'n gebed gewees wat ek voor, nadat ons afgelaai het, almal rustig geraak het en ek weggeloop het, en waar die Here vir my gesê het, luister hierso, ek soek 'n gebed van jou hart af. En ek eenkant gaan sit het, en ek net so gesit het en gesê het, Here, hier is ek. U is God, U is die een wat groot is, U die mag, U die krag, U die heerlikheid, en U besit dit als. Aan U kom toe die lof, die prys en die eer, en dis waarvoor ons almal hierdie naweek opgetrek het, om dit aan U te bring. En dan het ek ook gesê, Here, alles behoort aan U. U alleen wat God is, en ek het hierdie gebed gebid, en ek het hom neergeskryf agterna, en dit was eintlik amazing gewees, oor die woorde wat ek gesê het, daar's niemand soos U nie, Here. My God, ek wil net kom dankie sê, vir die geleentheid, om hier saam met die manne te wees. Luister nou, die Here laat my nou bid, vir daai naweek, dat ek saam met daai manne daar kan wees. Ja, hier op die plaas, en dit vir my 'n voorreg is, luister nou, God het die naweek vir my beplan, hy het mense betaal om my daar te bring, te voer, blyplek te gee en alles, en nou, dis nie van myself nie, die Here wil hê, ek moet hom erken, laat dit 'n voorreg is, vir dit wat hy vir my gedoen het. En dit raak nogal my hart, en dat U wat God is, alreeds hier is. En ek wil net weer kom dankie sê in Jesus naam. En dat ek deel kan wees van hierdie manne wat in U teenwoordigheid gaan wees. Nie oor die bestuur en mense wat daar, nee, die manne wat gaan saamtrek in die teenwoordigheid van die Here gaan wees. En dat U wat God alleen is, aanbid gaan word oor hierdie naweek. Laat U die verheerliking sal ontvang in hierdie naweek. Die Here het laat ek dit bid. Ek het nie geweet, hoekom nie, dis my gebed, en my gebed het nog aangaan. Here, ek weet dat ek weet, dit gaan amazing wees. Ek weet wat gaan gebeur in elke uur, selfs in die preke, lofsange, wat ook al die gaan gebeur, dat alles gaan wees tot eer en verheerliking van U heilige naam. En toe sê ek, Here, en almal wat optrek na hierdie plaas toe, of dit nou van die ooste is, die weste is, die noorde is, suide is, nou maak jy saak waarvan af hy kom, net so lank hy kom saam, saamkom, ja, prys die Here, net so lank hy saamkom, en laat hy optrek na hierdie plaas toe, en elkeen van hulle met 'n verwagting sal kom in hulle harte, net soos wat ek daai oomblik 'n verwagting gehad het, bid ek dat hulle 'n verwagting sal hê, laat hulle hier sal opdaag, laat hulle antwoorde sal kry, laat hulle in die teenwoordigheid van die Here sal wees, laat hulle sal smag om 'n aanraking van God te wil hê. En dit is waaroor hierdie naweek vir my gegaan het.
Dit is waaroor dit vir my so belangrik was om af te gaan. En ek sê vir die Here, ek kan bid U, want U is die groot, almagtige, mighty God, en ek loof U, laat hierdie manne van oralste in hierdie mooi land van ons net optrek, want hulle verteenwoordig families, besighede, gemeenskappe, en ek sê Here, en laat hulle almal antwoorde gaan kry, en ek sê Here, maar laat hulle sal almal op soek wees met hulle verwagting vir meer van U. En ek sê Here, laat daar manne sal wees, dat hulle sal vergewe en terugkeer in liefde na U, en dat daar groter liefde in die huise sal wees, groter liefde in die gemeenskap sal wees, groter liefde in hulle besighede kan wees, sodat daar liefde in ons land kan wees, en dat daar herstelwerk sal wees, eenheid van liefde sal plaasvind. Wow, en dat die Here hierdie manne wat hy hiernatoe sal stuur, saam met hulle sal wees, saam met hulle familie sal wees, of die manne dalk saam met groepe of self gekom het of wat ook al sal wees, maar dat die Here net saam met hulle sal wees, en dat hulle U aangesig aanhoudend sal soek, selfs as hulle teruggaan. En ek vra vir die Here, dat hulle ook vergifnis sal kry, dat hulle ook leer om te vergewe teenoor ander dinge, en ek sê Here, U alleen is koning, U weet dit, dat hierdie naweek eintlik amazing gaan wees, en ek sê Here, dat hulle selfs ook sal leer om te begin om lief te kry. Wow, en ek het nooit geweet wat ek bid eintlik daai dag nie, en dit is eintlik amazing wat die Here laat ek dit neerskryf, dit was eintlik amazing geweest, nou dat ek dit lees en ek sing, en ek sê Here, dat hulle U sal aanneem as die Here en Saligmaker, opreg met U sal wandel, in U wees sal wees, dat dit sal wees, uit U groot genade, luister nou, uit U groot genade, uit U groot liefde vir die mens, net soos wat die Here my lief het, dat hy so uit groot genade, groot liefde vir hulle sal wees, en dat elke tree nog nader en nader na U toe sal kom, en ek sê vir die Here, dat hierdie naweek 'n groot verandering sal bring, nie net in ons huis en maar in die gemeenskap, in ons land ook, en dit was my gebed gewees, en ek het spesifiek dit gebid, selfs vir ons volk, en vir die huise, en vir almal, en laat mense God eerder wil hê as enige iets, en laat hulle keuse elke dag saam met die Here sal wees, en dit is, hoekom die Here my gevat het, toe ons daar aangekom het, nadat ons afgelaai, dat ek moes gaan bid het, en ek moes ook vir die Here sê, Here, laat hulle U keuse sal wees in elke dag se wandel met U. En jy weet, die Here laat ek hierdie gebed bid, en ek sê, Here, ek weet U het 'n afspraak met elke een van hierdie manne, elke een van ons, Here, en ek vra daar vir die Here, dat mense kan wegdraai van hulle verkeerde dinge van Sondag, en dat die Here vir ons 'n groter hongerte sal gee in ons harte, dat die Here vir ons groter sal doen, en dat die Here se oë op ons gerig sal wees, en dat hy die mag van die vyand sal vernietig, die bande, die verslawing, en dit sal vernietig, sodat die mens oorwinning kan kry in hierdie naweek. Laat die mens genesing vir sy hart kan kry, laat die Here mense kan aanraak, en sy lewens kan verander in hierdie naweek. Man, ek het lekker gebid, man. En so moes ek intree vir daai manne, en so moes ek vir hulle bid, en ek moes vir hulle sê, Here, laat daar verandering in die harte kan kom, van die mense,
van elke man wat daai naweek daarso is, en dat ons sal terugdraai terug na U toe, laat die harte sal sag word, en ons in Suid-Afrika U nodig het. Ons breek elke hindernis af, en ek het daar gestaan op die naam van Jesus, en dit is eintlik awesome om dit te dink, en ek sê Here, laat dit weer sal sag word, die harte sal sag word, dat die manne kan uitsien na die dag van môre, dat die mens God se hand kan sien, die genade kan erken, en die liefde van God kan waardeer, en ek sê Here, U bly en is nog steeds die grootmagtige God, en ek sê vir die Here, laat U die naweek verheerlik sal word. En toe sê die Here, ek moet seëninge uitspreek oor die naweek. En ek sê vir die Here, ons seën elkeen wat opgetrek het, elkeen wat daar gaan wees, elke man, elke vrou, elkeen wat, selfs die mense wat die musiek gaan lei, elkeen wat betrokke is, elkeen wat daar iets te doen het, en selfs hulle wat net daar sit soos ek, en selfs net hulle wat ook 'n oogappel van die Here is, laat die Here net sal seën, en laat die seëninge van die Here net elke mens daar sal aanraak, laat die mens so aangeraak kan wees, en die Here laat my ook sommer terselfdertyd toe intree vir die vrouens en die kinders wat by die huise is, dat die Here hulle sal behoed en bewaar, en laat die Here hulle sal beskerm, vir hulle kalmte sal gee, en die werk wat hy daar gaan doen, en as daar die manne teruggaan, dat die papas, oupas, ooms en broers, amper sê ek susters ook, maar my susters was nie som nie, okay, laat hulle lewens opnuut sal wees, hulle harte opnuut sal wees, laat hulle harte aangeraak sal wees deur daai naweek, laat daar verandering sal wees in die huis, laat daar verandering sal wees in hulle lewe, omdat God God is, en hy kan dit doen. O Here, en ek sê Here, seën selfs hierdie grond waarop ons staan, uitkamp vandag, dat U Heilige Gees net iets sal beweeg, net hier sal beweeg, en ek bid dat die Heilige Gees die naweek sal oorneem, en ek sê Here, laat dit sal wees tot eer van U, en deur die krag van die Heilige Gees, amen, prys die Here, want hy is goed, maar ek het ook vir die Here gevra, dat die mense wat aangeraak is, sy lewens nooit weer sal terugkeer, soos wat dit voorheen was nie. Maar, laat hulle lewens sal verander, en laat hulle elke dag aan die verandering sal loop, en die liefde van God sal wees. En selfs hier met hierdie gebed, was dit vir my, waar die Here my gelei het met die woorde, wat hy wil hê, wat ek moet bid. Ek het dit nog nooit gebid. Ek bid lank, ek bid hierdie, maar ek praat dat hy so uiteengelê is en goed. Dit het my verstand te bowe gegaan. Daarom het die Here my gesê, ek moet dit neerskryf. En laat ek daar bo begin en nie ondereindig. En weer eens, was dit God se leiding. Weer eens was dit die Here gewees. Wat wou gehad het, ek moes dit doen, en jy weet, een ding wat ek geleer het, is, as die Here my so, ek kan nie sê druk nie, druk is 'n verkeerde woord, as die Here se hand, dis kom Annetjie gesê, die hand van die Here is op my, as die Here my in hierdie rigting wil hê, en hy wil hê ek moet dit doen, en ek luister, wow, weet jy, al wat ek vir jou kan sê, God loves, hy is baie lief vir iemand wat luister, hy is baie, baie, baie lief daarvoor, as hy iets gesê het, onthou God herhaal hom nie weer 'n keer nie, hy sê 'n ding en that's it, and it settles it, glo vir my, hy settles it. So ja, so kom ons op die einde van ons getuienis, ons gaan tot hierso toe wees, so ja, tyd het ons nou weer ingehaal, ons gaan nou weer getuig net tot hierso toe, nou ja, tot, prys die Here, ek wil net merk hierso, maar ek gaan nie baie uitbrei nou nie, want,
wat daar gebeur het op die plaas, almal weet wat daar gebeur het. Ek gaan net nog, dat kan ook nog so hier en daar 'n dingetjie wat die Here aan my gedoen het en vir my 'n groote sal ek noem, maar ek gaan nie baie uitbrei meer oor die dinge op die plaas nie. Nou wat nou gebeur is, dinge begin spoedvang toe ek terugkom. Onthou, julle moet luister, onthou die Here het laat ek die kerk nog geregistreer, hy het gesê ons moet die kerk open, hier is die begin van April, ons het gemik vir die 31ste Mei, kan julle dit onthou, so al het nou begin 'n plaasvind, en julle gaan nou sien as ek terugkom, wat doen die Here, so ja, ek sal net, volgende week sal ek net kyk wat was daar nog belangrik gewees op die plaas, en dan gaan ons terugkom, en dan begin die dinge interessant raak. Mense, van my kant af, ja, kom ek speel uit met ons song. Wat se song gaan ek vanaand speel? Ek het een song. My hart verlang na U. Ag, almal ken hom nou al by hierdie tyd. Ek gee regtig nie om as julle hom speel nie. En so ja, julle moet nie sleg voel nie. Ek voel nie sleg nie. Prys die Here. Amen. Amen. Is die hartklop van Dit voel by as U spreek my God, help my om way te work. As ek drame stop, weet ek, U doen dit aan. My hart verlang na U, om U dieper te ken. Here, dit is my begeerte, dat elkeen U beter kan leer ken, dieper te kan leer ken, dat U saam met elkeen kan wandel, elkeen hulle lei, Here, hulle behoed, hulle bewaar, hulle insig, kennis te kan gee, in Jesus naam, Here. Deep again.
Here Vader, ons sê vanaand dankie dat ons weer verder kon getuig het. Dat ek kan getuig van die goedheid, die guns, die genade, die liefde, Here. Here, my hartsbegeerte is dat mense 'n regte verhouding met U sal hê. Dat hulle kan sien, Here, die God wat U is, hoe lewendig U is, hoe waaksaam U is, Here, hoe U uitkyk vir U kinders, hoe U selfs die kinders ook bederf, Here. Here, kan ek net vanaand sê, Here, dankie. Dankie dat ek dit kan getuig. Dankie dat ek die geleentheid het, Here. Here, om dit te kan doen, Here. Here, en dankie dat ek dit op Facebook kon gedoen het, vir mense kan aanmoedig om te sê, hou vas, elke tree is die moeite werd. Maak nie saak of die lewe optraan of aftraan gaan nie. God is met ons en God is 'n werklikheid. En Here, dankie dat ek net die liefde kan deel met almal. En Here, seën hierdie boodskap, laat dit wyd en suid sal gaan, laat dit sal uitkom by die ore wat dit moet hoor, en laat die getuienisse sal versprei, Here. Here, seën ons getuienis in Jesus naam. En Here, seën hierdie aand verder, seën my broers en susters, dan tot môre aan toe waar ons U weer geloof en prys en eer en vir Here. Here, maar bring hulle net veilig terug in Jesus naam. En Here, dankie vir U liefde en U gees en U leiding in Jesus naam. Dankie, Here. En dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie my broers en susters, dankie dat julle ingeskakel was. Onthou môre aand loof en prys ons die Here. Moet nou nie gaan wegbly nie. Kom môre aand saam. En dan kan jubel en juig saam met ons. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom julle. Goeienag. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Prys die Here. En op daai noot van amen gaan ek nou sê, shalom julle, tot môre toe. Wees geseën, wees gegroet. Lekker slaap.